Dag sê, dankie en welkom by nog 'n uitsending van Klets Kompas. My naam is Okito Kreek. Vandag is donderdag die 10de April 2025. In vandag se uitsending het ons vir u 'n lekker gesprek tussen Irene Marie van der Walt en Karina de Waal van Raw Namibian Pet. Hulle gaan gesels oor hondekos van 'n ander aard. Maar dit volg op my gesprek met Francois Steinberg oor die nuutste nuus. Kyk maar eers hierdie pragtige kikkies wat julle met ons gedeel het en bly by ons. Welkom terug. Francois, is dit nie 'n pragtige foto daar op ons voorblad nie? Yes, dit is vir my so mooi. Dit lyk vir my soos 'n boom met sy takke, maar dit is nie. Ja, nee, dit is water daai in die woestyn. Hoe geseënd is ons land, nie? Pragtig. Ek wil ook net vir almal sê, asseblief, lees vandag Okito se sê maar net oor die reën en oor waarvoor mens bid. Jy bid vir reën en dan word jou gebede verhoor, maar wat dan verder? Francois, ons bespreek nou eers die nuus. En jy weet een onderwerp van nuus waarvoor ek so smil, maar dit voel ek kry elke keer net 'n mondjie vol. Net 'n teelepeltjie vol. Ja, en dan proe dit soos nog, daar's iets wat kort. Maar ook suiker. Kom ons praat oor Namibia se rooftog, die nuutste. So gister het 'n verdagte in die hof verskyn. Dit is 'n sekuriteitswag van G4S. Maar die groot nuus eintlik is dat daar nog 2 verdagtes op Keetmanshoop in hegtenis geneem is. So dit maak dit nou 5. Ja, so die polisie vorder nou. Hier gebeur nou dinge. Ja. So dis baie goeie nuus. Ons wag om te hoor wanneer daai verdagtes gaan verskyn in die hof, die 2 van Keetmanshoop en wie hulle is. Ons almal wag aan spanning. Ons wag in spanning. Want hierdie is die grootste ding wat hierdie jare gebeur het op misdaadfront, dink ek. Ja. En om te hoor dat van die diamante glo dalk in Suid-Afrika verkoop is. Ja. So ek wonder of daai 2 nou gegaan het en dit daar gaan smou sit oor die Oranje rivier en toe hulle nou terugkom, toe word hulle vasgetrap. Ja, maar oké, kom ons praat oor iets anders. Hierdie ernstige dinge. Ja, van jou hoofstorie wat jy geskryf het. Ja. Elke kommunale boer moet 'n kommersiële boer word. Ja, so ek was gister by die nuwe landbouminister, Dr. Mac Albert Ngari, en sy nuwe adjunk. Ons het ook nie geweet daar's 'n nuwe adjunkie, sy was nooit op 'n lys nie. Sy's Ruth Masake. So hulle is in die personeel voorgestel van hierdie nuwe vergrote ministerie wat die ministerie van Landbou, Visserye, Water en Grondhervorming is. So ek moet sê Ngari het daar ingestap en hy het gesê, hy het van president Netumbo Nandi Ndaitwa het hy 10 marching orders gekry. Okay. So wat hulle moet uitvoer. En ek moet sê dit is baie indrukwekkend. En wat vir my goed was is dat dit 'n breë spektrum insluit. Ja. En dit geld vir alle boere, van hervestigings, kommunale en kommersiële boere. Okay. En sy boodskap was, ons het 5 jaar. En ons werk is eers klaar as elke kommunale boer 'n kommersiële boer is. En as elke kommersiële boer op internasionale vlak kan meeding. Wow. So ons het fantastiese produkte. Ja. So dit kan gebeur. Maar ja, so die groot doelwitte is voedselsekerheid natuurlik, die land moet gevoed word. Onafhanklikheid. Wat vir my baie interessant was,
was die agro-nywerhede. Ja. Ons moet nie net vir self bestaan vir ons huishoudingkies produseer nie. Daar moet 'n waardeketting wees. Ja. Daar moet agro-nywerhede wees wat voedsel verwerk. Ruth het byvoorbeeld vertel sy's van die Zambesi streek. Sy vertel hoe val die mango's van die bome af en dit vrot net onder die bome. Ja. Waar ek meen, hoe lus is ek vir 'n mango en hoeveel betaal jy vir 'n mango? 'n Mango is duur. 'n Mango is duur. Baie van ons goed is duur. Ja. Maar so daar word gepraat van dit kan in blikke gesit word, Ja. dit kan verblik word, daar kan sap van gemaak word. So die verwerkingsprosesse en dan die hele waardeketting is baie belangrik. Vertel ons van die water. Ek verstaan. Ek gaan nou van die water die water, die fokus is op die Neckartaldam. Okay. So die Neckartaldam het nou weer oorgeloop. Ja. Wat gaan nou aan? Nou hoeveel jare wat dit gebou is? Want toe gaan hy water. En daar gaan nog steeds niks aan nie. Goed, daar is planne. Ja. Daar is planne. Ons weet Kalashletwa het al planne ingestel, maar dit moet nou vinnig geïmplementeer word. Dis ook iets anders wat hy gesê het. Ons het al hierdie strategieë, ons het al hierdie beleide, maar dit moet geïmplementeer word. Ja. En hy praat van versnel landbouproduksie. So dinge moet begin beweeg. Hy lyk vir my na haastige manne. Okay. Maar dis goeie Okay, nuus. dis die water. Die ander ding is die Oanguena aquifer. Ja. Dis ook die groot ding waarop hy gefokus het. Maar ek wil graag gesels oor visserye. Ja. Visserye val nou by landbou in. Ja. So Interessant. baie interessant. Baie interessant. Ek dink hy wil vasvat daar. Okay. Hy praat van die blou ekonomie. Ja. Ook die beskerming van ons mariene hulpbronne. Daai en ook weer die agri-ekonomie. Ja. So al die manne van Pescanova was daar, Tordesillas was daar en hy sê ons vis moet nie net meer as rou vis uitgevoer word nie. Dit moet hier verwerk word. Ja, presies. Dit moet hier verwerk word. Hy sê hierdie skepe wat net so vaar in ons waters en vang, Ja. daai is verby. Okay. So, Nou, ja. Baie dankie François. Baie dankie Ogeto. Ek sien daar is baie besonderhede en nog meer baie nuus in die Republikein. So asseblief lees self. Bly by ons vir ons gesprek nou net. Irango Med is a leading distributor, working in partnership with NewMed and WestMed to meet the comprehensive needs of the Namibian healthcare sector. As a partner pursuing sustainable global healthcare, we offer industry-leading medical solutions through our key focus areas, which include pharmaceuticals, orthopedics, ophthalmology, surgical devices and capital equipment, as well as a well-established scientific laboratory division. In healthcare, Irango Med is committed to making a difference. What about you? Welkom terug. Dis weer eens tyd om weer in te loer by die weer. Kom ons kyk die weervoorspelling vir Vrydag 11 April. Katimolelo van 19 grade tot 31 grade en Hana 18 tot 31. Ruacana 19 tot 31 en dit lyk op Brundu sal daar reën. Op Tsumeb is dit 17 tot 29. Otjiwarongo sonnig 15 tot 28. Omaruru 17 tot 30. Windhoek 15 tot 27. Dis nou môre. Op Henties Bay is dit 16 tot op 20 grade. Swakopmund 15 tot op 16 grade, bietjie koud. Rebos 15 tot op 29 grade, sonnig. Mariental 18 tot op 30 grade. Aranos is dit 19 grade tot op 31 grade. Loderit 17 tot op 27 en by Oranjemund 15 grade tot op 24 grade. Dis nou vir môre. Die son sal ook daar skyn. Welcome to Namibia.
where adventure meets tranquility. With Enjoy, you have access to a wide range of accommodations to suit every traveler's taste and budget. Experience the finest dining and hospitality Namibia has to offer. Booking your dream accommodation is just a few clicks away with Enjoy. Join thousands of happy travelers who have trusted Enjoy for their Namibian getaway. Your gateway to unforgettable Namibian adventures. Visit us today at enjoy.my.na. 'n Vrou verlief en verloof en pragtig in pink, maar vandag gesels sy 'n bietjie met ons oor haar besigheid. Karine de Waal gesels oor Raw Namibian Pet en haar inisiatief agter dit en die drome agter dit. Karine, hoe gaan dit met jou? Oef, dit gaan met my amazing. Jy's onlangs verloof, wys 'n bietjie vir die mense. Ja, nee, dis lekker. Ek kan dink dit is nogals lekker. Jy lyk asof jy lekker lewe in jou pragtige pink pakkie. Baie dankie. So, vertel vir ons 'n bietjie van Raw Namibian Pet. Wat is die dryf daar agter? Okay, so Raw Namibian Pet is 'n company wat ek gestig het, hoofsaaklik omdat ek 'n baie groot passie het vir honde. So ek het twee passies. Een is vir honde en een is vir kos maak. So dis die goeie kombinasie van albei. So wat dit eintlik is as jy kyk na die woordjie raw, dit gaan oor 'n baie natuurlike manier van voeding vir honde. So dit fokus op ongeprosesseerde kosse wat ons natuurlik kry, wat die Here vir ons gegee het, geskaap het, alles wat uit die grond uitkom. Dis baie gefokus ook daarop om alles van die diere te gebruik, so ons mors niks nie. Ja, dit is net amazing om te sien hoe die honde floreer as hulle dit eet en hoe hulle dit geniet en so voort. Ja. So wanneer het jy die besigheid begin? Man, ek is nou omtrent so 2,5 jaar aan die gang. So nou al 'n rukkie, jy weet nou al wat jy doen. Ja, ek het nou al 'n paar hondjies gevoed. Ja, en wat was daai oomblik wat jy gedink het, hierdie is iets wat ek hierdie is nou dit. Wat was die oomblik vir jou? Man, ek het eendag in 'n pet shop geloop daar in die Kaap. En kyk, die Kaap is mos maar altyd een voor ons, né? So ek het daar geloop en ek het hierdie produkte gesien en op daai oomblik van my lewe was dit net die ideale geleentheid. Ek was op die plaas, ek het net op die plaas gekom, ek het nie geweet wat op aarde ek gaan doen van die plaas af nie. So toe ek dit sien, toe ek geweet, ek het alles tot my beskikking, dit is my passie en kom ons gaan voort. Ja, en wat was jou eerste stappe nadat jy hierdie gedagte gehad het, jy weet jy het hierdie passie, jy het agtergrond in besigheid. Wat was jou eerste stappe van daar af gewees? O, genade. My eerste stappe was definitief 'n bietjie navorsing om te kyk en ek het 6 honde by die huis. So hulle was definitief my proefkonyne. So dit was my tweede stappie om dit te maak en dit eers vir hulle te gee en te kyk hoe hulle reageer. En needless to say goed. Hulle het goed reageer. En hulle sê die eerste 7 jaar van 'n besigheid is altyd die 7 droë jare. Ja. En ek kan dink mense twyfel nogals in jouself en jy wonder eers het ek nou die regte pad gekies hier so. Ja. Hoe hanteer jy daai tipe denke en emosies wat daarmee gepaard gaan? Ag, ek dink as gevolg van die gemeenskap in Namibië, mense is baie lief daarvoor om local produkte te ondersteun en klein maatskappytjies en besighede te ondersteun. Ja. So mense is eintlik baie ondersteunend. Ek moet sê dit help baie. En van die plaas af het 'n mens mos maar min kostes. Jy hou dit so laag as moontlik en dit help baie. Ek moet sê dit help baie. Wat dink jy weet, ons kyk baie keer na ons honde as, hulle is maar net by die huis en jy weet, en gee maar net vir hulle daar wat ook al die goedkoopste hondekos is. Wat dink jy is die foute wat ons maak met betrekking tot ons honde se gesondheid? Ag, ek dink die grootste ding is, ek het dit nou die dag weer raak gelees hoe voeding vir jou hond moet eintlik 'n investment wees eerder as wat dit vir jou 'n expense is. Dis baie belangrik om na hulle gesondheid te kyk en te kyk hoe hulle ook reageer. Moenie net vir hulle dit maak ek nie saak om die duurste ding vir hulle te gee nie. Dit gaan maar net daaroor om te kyk, lyk die hondjie goed, is sy gewig reg, hoe lyk die allergie, al daai tipe van goed. Het hy energie, hoe lyk die hare, blink hy?
eet hy lekker, al daai tipe van goed. So wat dink jy is die eerste tekens vir die persoon wat nou sit en kyk en dink, "Jessou, ek het nog nooit daaraan gedink dat my hond gesondheid nodig het behalwe vir wanneer hy veearts toe gaan nie." Yes. Wat dink jy is gewoonlik die eerste tekens waarvoor mense kan kyk in hulle honde se gesondheid? Man, die eerste ding wat ek sou sê is dit is baie belangrik om te kyk na jou honde se hare. So ek kry verskriklik baie kliënte, hulle is geneig om altyd te kom met 'n probleem van allergie. So die hare val uit, hy raak gewoonlik rooi op sy maagie, krap hulle ore baie, hulle kry oorinfeksies. Dit kan alles aandui tot 'n allergie, maar dit kan ook as gevolg van seisonale faktore wees, maar dit is gewoonlik die dieet. So ek sê altyd vir mense, jy weet, as jy dink aan jouself ook, as jy elke dag groente en vleis eet, hoe amazing gaan jy nie lyk nie. Sny die pastas uit, sny die ryse uit, sny al daai goedjies uit, dan lyk ons almal reg. Dis dieselfde maar met die honde. Ja. En vertel vir my 'n bietjie meer van, jy weet, as jy nou dink aan Karene 2,5 jaar gelede, toe die besigheid net 'n idee was in Karene nou. Wat dink jy daai besigheid vir jou verander? Vir my verander. Ek dink vir my was dit om die produk daar buite te sit. En 'n maand later het ek 'n paar kliënte en hulle stuur net vir my foto's asof dit my eie honde is. Hulle stuur foto's, hulle sê, "Kyk hoe amazing lyk my hond het gewig verloor, of my hondjie krap nie meer nie, of die hondjie is vol energie." Dit was 'n ou hondjie wat knorrig in die hoekie gelê het en ek dink dit was vir my half die teken om aan te gaan en dit het baie gehelp ook vir verwysings na ander mense. En hierdie passie vir diere, waar kom dit vandaan? Ek weet ek is net gebore met dit. Ek het as klein tyd, ek is 'n laat lammetjie, so ek het as klein tyd, het ek by die honde geslaap, ek het met my boeties en sissies geslaap, so ek het sommer tussen die honde geslaap, en ek dink, van daar af is dit maar net nog altyd deel van my. En het jou honde by die huis? Ja, ek het. Jy het gesê 6 van hulle, 6, ja. Wat se kreature is hulle? Ek noem hulle die 6 misfits, want dis ietsie van alles. So ja, ek het obviously maar my favorites, maar ja, 6 van die beste. Op kamera sê nie, net hoor hulle. Maak julle oor net. Ja. Okay, en wat is volgende vir jou besigheid? Wat wil jy nog uitreg? Man, ek dink my volgende ding is, behalwe nou dat ek die groot passie het vir honde en vir diere, soos wat ek vir jou aan die begin gesê het, is ek nou geleë op die plaas, so ek doen ook gewone vleisprodukte vir mense, vir ons. 'n ander soort dier. 'n ander soort dier, met goeie voedingswaarde. So ja, dit is waartoe ek nou beweeg, 'n bietjie meer produkte ontwikkel vir die diere en dan ook vir die mense wat hand aan hand gaan. Yes. En wat dink jy is jou uitdagings in jou besigheid? Gat, my uitdagings. Ek dink my uitdagings is, in Namibië is alles baie ver van mekaar af. So my kliënte sit oral oor in Namibië om die produkte by hulle uit te kry. Dit is 'n gevriesde produk, so dit is nogals 'n groot uitdaging. Om van die plaas af te werk is net so groot uitdaging. Alles moet van Windhoek af kom wat ek benodig, in verband met verpakking en al daai tipe van goed. So logistics in Namibië is 'n uitdaging, definitief. Ja. En dan nou weer eens kyk ons nou na hierdie kyker wat nou kyk en dink, pas ek my honde behoorlik op? As jy vir iemand nou moet sê, wat is jou eerste en grootste stappe wat jy moet neem om jou honde behoorlik op te pas? Nou, natuurlik dieetgewys, wat is belangrik vir honde dieetgewys, maar in hulle leefstyl, wat is belangrik? Man, ek dink dit is belangrik vir honde, byvoorbeeld as ons nou dan die dieet kyk, om genoeg proteïene in te neem. Hulle is grootendeels karnivore, hulle moet baie proteïene inneem. Dit sal jy sommer sien in baie dinge. Hy sal byvoorbeeld honde wat geneig is om ander honde se stoelgang te eet. Dis hoe jy byvoorbeeld weet hy het 'n proteïen wat mense tekort. Ja. So sulke tipe van goed om maar net vir hulle baie liefde te gee, die regte kossies te gee en ja, dan floreer hulle gewoonlik. Ja. Dit is mos maar mense beste vriend. En iemand wat nou vir hom 'n hond wil gaan kry, daar's natuurlik, ek dink baie min mense weet dit, maar jy moet eintlik 'n hond kry, sê ek nou vir jou, wat by jou leefstyl aanpas en inpas by jou leefstyl. 100%. Wat is die faktore waarna mens kyk wanneer jy
in die mond gaan kry? Ag, ek dink dit is baie belangrik om te kyk na die spasie wat jy beskikbaar het. Jy weet, hoe aktief kan die hondjie wees? So spasie is 'n groot ding, sou ek sê. Hoeveel tyd het jy om aan hom te spandeer? Mens kry rustiger tipe honde, mens kry besiger tipe honde. So mens moet definitief nie 'n hondjie kry as jy nie genoeg tyd het vir hom nie. Okay, en wat dink jy is belangrik vir die kooppubliek in Namibië? Jy het genoem daar's 'n waardering vir 'n klein besigheid en mense is gretig om te ondersteun. Ja. Wat dink jy is die boodskap wat Namibiërs moet kry van 'n klein Namibiese besigheid af? Ag, ek dink ja, om Namibië te ondersteun, dis baie belangrik. Dis belangrik om te weet waarvandaan jy vir jou goed kom. So byvoorbeeld soos ek gebruik alles wat ons op die plaas beskikbaar het. Ons slag ons eie bees, ons gebruik ons eie goeders. Dis baie belangrik. So ondersteun jy die land, jy ondersteun 'n goeie waardeketting, 'n gesonde omgewing. Alles is by ons word hulle nie hormonaal behandel nie. Hulle is free range, hulle is outomaties organic. Al hierdie goed waarvoor mense in ander lande so baie geld voor betaal, is eintlik outomaties deel van ons en is so groot voorreg dat ja, hoekom die ondersteun nie? Laastens voordat ons jou laat gaan, ons praat baie oor tariewe in die nuusbedryf deesdae van Donald Trump tariewe begin afdwing het op ander lande. Dink jy daar is drome by jou om uit te voer, om breër te gaan met die besigheid? Ja, definitief. Dit is 'n baie groot uitdaging in Namibië om in daai mark in te beweeg. Ons weet dit is alles 'n baie geslote mark. Op die oomblik is daar net sekere maatskappye wat mag uitvoer, maar hierdie hele rolfeeding konsep het al in Amerika, Europa, hulle is baie verder vooruit as ons. Ja. En van ons af kan hulle produkte goedkoper kry. Die kwaliteit is uitstekend. Ek bedoel as ons na enige vleis van Namibië af kyk. So ja, definitief. As ek die geleentheid kry, sal ek dit definitief doen. Ek wil eendag in 'n Ierland of 'n Engeland of iets wil ek sien daar staan raw Namibian pet curry. Ons gaan dit doen. Ons gaan dit doen. Ek stem saam. Baie dankie dat jy by ons was, Karine. Dit was 'n Karine de Waal van Raw Namibian Pet. So kyk maar na jou vierpoot vriend en maak seker dat hy lekker eet. Tot hiertoe en ongelukkig nie verder vir die res van die week nie. Dis die laaste episode van Klets Kompas vir hierdie week, maar ons is maandag weer terug op die kassie, selfde tyd, selfde plek, NTV DStv 285, GoTV 25, asook oneup2.com. Intussen, as jy oor die naweek 'n pragtige kiekie neem, onthou jy kan hom inskryf vir 'n publiekyn se kiekie kompetisie. Maar tot maandag is dit mooi bly.